Goeiemôre vriende en welkom by ons diens vanmôre. Kom ons sit net so en dan dra ons hierdie diens aan die Here op in alles wat hier gebeur. Ons wil U naam saam kom verheerlik, Here, want U is groot en wonderlik. U is ons koning, ons Heer, ons meester. Sal U verheerlik word in ons midde vanmôre, wanneer ons U woord in aanskou neem, Here, en ons harte oopmaak daarvoor en vra dat U, Here, vir ons sal kom verander in hierdie volgende paar minute, omdat ons na U woord kyk en omdat ons toelaat dat U woord in ons harte inbytel. Dit wat U wil hê moet daar geskrywe staan op die tafels van ons harte, Here. Help ons om nou 'n bietjie te vergeet van die dinge daar buite, die probleme, die uitdagings, en help ons om te fokus. Help ons om te luister. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Vriende, ons is steeds in Jesaja 43. Dit is 'n baie groot en belangrike hoofstuk in Jesaja. En verlede week het ons stil gestaan by die tema God diskrimineer. En ons het gesien dat God verklaar dat hy die enigste ware God is, dat hy alleen kan red, dat hy die rigting van die geskiedenis bepaal en dat hy werk en niemand kan dit keer nie. So daarop stil gestaan. Vandag gaan ons voort en die tema vandag is wat God vir Israel is, wil hy vir ons ook wees. So blaai dus weer saam met my na Jesaja 43 en ons gaan saam lees vanaf vers 14 tot en met vers 21 en dan sal ek verduidelik en dan gaan ons in die kern van hierdie boodskap inbeweeg. Vers 14. So sê die Here jou losser, die Heilige van Israel, om julle ontwil het ek na Babel gestuur en ek sal hulle almal as vlugtelinge laat afdaal, naamlik die Galdeërs, in die skepe waarop hulle gejuig het. Ek is die Here, julle Heilige, die skepper van Israel, julle koning. So sê die Here wat 'n weg in die see maak en in die sterk water se pad gemaak het, wat waans en perde, leermag en held laat uittrek het. Tesame lê hulle en hulle sal nie opstaan nie, hulle is uitgeblus soos 'n lamp het uitgedoof. Dink nie aan die vorige dinge nie en slaan geen ag op wat vroeër gebeur het nie. Kyk, ek gaan iets nuuts maak. Nou sal dit uitsprei. Sal julle dit nie merk nie? Ja, ek maak 'n pad in die woestyn, riviere in die wildernis. Die wilde diere van die veld sal my eer, die jakkalse en die volstruise, want ek gee waters in die woestyn, riviere in die wildernis, om my volk, my uitverkorene te laat drink. Die volk wat ek vir my geformeer het, hulle sal my lof verkondig. Nou vriende, kom ons gaan kyk wat is eintlik in hierdie paar verse aan die gang. In hierdie pragtige paar verse gee God aan sy volk soveel hoop, soveel moed. Hy sê vir hulle, ja, julle sal in ballingskap gaan. Ja, julle sal vir 70 jaar in Babel wees. Sommige bronne sê 59 tot 70 jaar. Ek wil net 'n korreksie maak, verlede Sondag het ek die getal 50 gebruik, maar dis 59 tot 70 jaar in sommige bronne en 70 jaar is die mees gebruikte getal van die ballingskap wat hulle sou wees in Babel. Maar God sê, ek sal julle weer terugbring. Ek sal dat my knegt Kores die Babyloniërs vernietig en ek sal julle terugbring na Jerusalem en ek sal vir julle 'n pad maak deur die wildernis, 'n weg deur die woesterny en ek sal vir julle water voorsien en ek sal julle beskerm teen die wilde diere van die veld op julle pad deur die wildernis. Vriende, wanneer ek en jy vandag dink aan 'n reis, dan is afstand en wildernis en water nou nie iets waaroor ons baie bekommerd is nie, tensy jy natuurlik deur die Etosha-panne wil ry in 'n 4x4. Ons praat nou nie daarvan nie, ons praat van teerpad reis. Die grootste bekommernis wat ek en jy het as ons op 'n teerpad ry is slaggate en daarom kies ons roetes baie goed. Maar in ons moderne ligversorgde voertuie kan ons duisende kilometers gerieflik aflê in 'n betreklike kort tyd, veral in vergeleke met die antieke wêreld. Kom ons sê byvoorbeeld ons reis Kaap toe op 'n snelweg.
Kos en drinkgoed is elke paar 100 kilometer by die vulstasies te kry. Ons het selfone by ons om hulp te ontbied as ons tussen daardie 2 punte in die moeilikheid raak. Ons het goed toegeruste gastehuise op die pad waar ons kan oornag. Vir ons is dit dus moeilik om die angs van God se volk te verstaan rondom hierdie hele Babyloniese ballingskap en die terugkeer na Jerusalem. Ons kan redeneer, waaroor is julle bekommerd? Julle is mos nou weer vry na die 70 jaar. Julle is op pad terug na Jerusalem toe en dit behoort julle met vreugde te vul. Maar vriende, in die antieke wêreld was lang reise lewensgevaarlik. En die afstand tussen Babylon en Jerusalem was nie 'n grap nie. Die afstand tussen daardie twee was tussen 800 en 960 kilometer afhangende van die roete wat jy sou neem. En dis nie op 'n snelweg nie. Dis te voet deur die wildernis. 'n Tog wat ten minste 4 maande lank sou duur. Vol van gevare, struikrowers, ontwatering, uitputting, siekte, wilde diere, koue en hitte, gebrek aan voedsel. Reisigers het gereeld in daardie tye onderweg na hulle bestemmings langs die pad beswyk. Die volk het baie goeie rede gehad om beangst te wees. Hierdie was die soort tog vir geharde soldate, nie vir gewone burgers nie. Veral nie wanneer daar ou mense en babiekies en klein kindertjies saam is nie, dan word dit 'n perd van hele ander kleur. Ek vermoed dit is dalk een van die redes waarom baie van God se mense destyds besluit het om in Babylon agter te bly. Die reis was net 'n uitdaging vir hulle. In die lig van hierdie enorme berg wat voor hulle sou lê, sê God in hierdie paar verse vir hulle: onthou, ek het die see voor julle oopgekloof met julle uittog uit Egipte. Onthou, ek het Farao en sy strydwaans vernietig. Hy sê vir hulle, dink terug, vers 16 en 17, so sê die Here wat in die see 'n weg en in die sterk water se pad gemaak het, wat waans en perde, leermag en held laat uittrek het, tesame lê hulle sal nie opstaan nie, hulle is uitgeblus soos 'n lamp wat uitgedoof. Hy praat van die Egiptiese weermag wat vernietig is in die Rooi See. Hy sê, dink terug, ek het julle daai tyd uitgelei, ek het julle daardie tyd beskerm en julle uitgebring. Maar dan sê hy in vers 18 die teenoorgestelde. Hy sê, dink nie aan die vorige dinge nie en slaan nie ag op wat vroeër gebeur het nie. Met ander woorde, hy sê vir hulle, dink terug, maar moenie te lank daarop dwaal nie, want ek gaan iets nuuts doen. Vers 19 tot 20, kyk, ek gaan iets nuuts maak, nou sal dit uitspruit, sal julle dit nie merk nie? Ja, ek maak 'n pad in die woestyn, riviere in die wildernis, en die wilde diere van die veld sal my eer. God sê, ek gaan weer met julle doen, wat ek al reeds met julle gedoen het. Ek gaan julle 'n tweede keer laat uittrek, julle gaan 'n nuwe uittog saam met my hê, julle gaan weer saam met my deur die wildernis beweeg, en ek sal weer die pad maak, ek sal weer water voorsien, en ek sal weer die wilde diere uit julle pad hou, en by implikasie, ek sal ook sorg vir die res. Inteendeel, God gaan verder as dit uit in koning Kores se hart gewerk, dat koning Kores hulle nie net terugstuur na Jerusalem toe nie, maar hy stuur hulle terug met hulpmiddels en met die opdrag om die tempel van God te gaan herbou. Ons lees in Jesaja 44 vers 28, wat van Kores sê, hy is my herder, en hy sal alles volbring wat my behaag, deurdat hy van Jerusalem sê, dit moet gebou word, en die tempel moet gegrond word. God sê, ek gaan 'n nuwe ding doen onder julle. Die profeet Jeremia stel dit so in hoofstuk 16 vers 14 en 15. Hy sê, kyk, daar kom daar, spreek die Here, dat daar nie meer gesê sal word, so waar as die Here leef, wat die kinders van Israel uit Egipte land laat optrek het nie, maar so waar as wat die Here leef, wat die kinders van Israel laat optrek het uit die Noordland, uit Babylon, en uit al die lande waarin hy hulle verdryf het. Ja, ek sal hulle terugbring in hulle land wat ek aan hulle vaders gegee het. Hy sê, hulle sal nie meer sê, hy het ons uitgebring uit Egipte nie. Dis ou nuus. Van nou af sal ons sê, maar hy het ons teruggebring uit Babel.
En hy herhaal dit in hoofstuk 23. Hierdie nuwe ding wat God in hulle midde gaan doen, gaan hulle wonderbaarlike terugkeer na Jerusalem wees. Waarom terug na Jerusalem? Want vriende, God is nog lank nie klaar met Jerusalem nie. 500 jaar later moes die Here Jesus sterf in Jerusalem. Die Heilige Gees moes nog uitgestort word in Jerusalem. Die kerk moes gebore word in Jerusalem, en na Jerusalem toe gaan ons Heiland terugkeer vir die 1000 jaar van vrede. God het gesê hy sal hulle terugbring, en hy sou. Die boeke Esra en Nehemia handel oor hierdie gebeure, die terugreis, die herbou van die tempel en die herbou van Jerusalem. God bring hulle terug, want hy het 2300 jaar van tevore 'n belofte aan Abraham gemaak, en hy hou altyd sy woord, en God is op pad met hulle. Maar vriende, om hulle nog meer moed te gee, en hulle nog meer te bekragtig vir dit wat voor hulle lê, maak God in vers 14 en 15 4 kragtige stellings aangaande homself, soos verlede week, 4 kragtige stellings, weer 'n keer 4 kragtige stellings. Kom ons lees hier die 2 verse. Vers 14 en vers 15. So sê die Here jou losser, die Heilige van Israel: om julle ontwil het ek na Babel gestuur. Ek sal hulle almal as vlugtelinge laat afdaal, naamlik die Galdeërs, in die skepe waarop hulle gejuig het. Vers 15. Ek is die Here julle Heilige, die Skepper van Israel, julle koning. In hierdie 2 verse sê God vir hulle 4 goed. Eerste plek sê hy, ek is julle losser. Nommer 2, ek is julle heilige. Nommer 3, ek is julle skepper. Nommer 4, ek is julle koning. Kom ons staan stil by hierdie waarhede vandag. Hoekom sê God hierdie goed vir sy volk deur Jesaja? Ek wil vandag uit hierdie gedeelte in vers 14 en 15 die argument aanvoer dat hierdie 4 waarhede baie belangrik is vir elke mens, dat dit sentraal is tot die mens se sukses en goeie funksionering op hierdie aarde, sentraal tot die geluk en vervulling van elke mens. En ek glo dit is so, want hierdie 4 waarhede verteenwoordig die oorspronklike toestand van die mens, soos ons hom vind in die tuin van Eden. Ek wil vir duidelikheid net die volgorde bietjie verander, sodat dit meer logies vloei. Die eerste waarheid waarna ons gaan kyk, dis is God wat sê, ek is julle skepper. Ons het in die vorige boodskap daarna gekyk. God het sy volk Israel geskep uit Abraham en Sara en hulle nageslag, want God is die skepper van elke mens, want God is die skepper van alles. En om dit te ontken, is om ons eie oorsprong te ontken, en om dit te ontken, is ook om ons toekoms te ontken. Kortom, ons weet nie waarheen ons op pad is, as ons nie weet waar ons vandaan kom nie. As jy byvoorbeeld glo, dat alles, jouself ingesluit, sonder 'n skepper en sonder intelligente ontwerp, deur evolusie ontstaan het oor biljoene jare, dat lewe iewers uit 'n slijmdammetjie uitgekruip het op een of ander punt in tyd, wel, dan moet jy dus glo dat daar nie lewe na die dood is nie. Jy glo verkeerdelik dat niemand jou geskep het nie, en dat jy dus daarom aan niemand behoort nie. En jy glo verder verkeerdelik dat daar niemand is wat aan die einde van jou aardse lewe jou tot verantwoording sal roep vir jou aardse lewe nie. En daarom leef jy soos jy wil, jy doen wat jy wil, wanneer jy wil en waar jy wil. En mense wat hierdie glo, word slawe van hulle eie sonde en hulle eie vleeslikheid. En hulle sink stadig weg in 'n lewe wat later glad nie sin maak nie, en hulle sterf hopeloos en uitsigloos. Maar indien jy glo dat jy deur God geskape is tot sy eer,
Indien jy glo dat jy aan hom behoort, indien jy glo dat jy na jou dood aan hom verantwoording sal doen vir jou lewe op aarde, dan lewe jy anders. Jy sal hom opsoek, jy sal hom aanroep, jy sal hom wil leer ken voordat jy hom ontmoet, na jou dood in persoon. Israel moes weet waar hulle vandaan kom, sodat hulle kon weet waarheen is hulle op pad. God sê vir hulle, ek is julle skepper. Vir ons is dit presies dieselfde. Om nie te weet waar jy vandaan kom nie, maak 'n mens rigtingloos en doelloos. Dit bring allerhande emosionele probleme en sonde mee. Want sien, die mens kan nie optimaal funksioneer as ons nie erken dat God het ons geskape nie. Die mens kan nie optimaal funksioneer as ek nie erken dat ek op pad is aan die einde van my lewe om God weer te ontmoet nie. Want anders word ek roekeloos en sondig en gevaarlik. Kan ek vra vanmôre vir almal wat hierdie boodskap luister en dan ook vir die wat op ons kanaal sal luister later, is jou lewe in 'n gemors van sonde? Is jy hopeloos en uitsigloos? Spartel jy rond in sonde? Kan ek vanmôre vir jou sê, God het jou geskep om hom te verheerlik. God het jou geskep om saam met hom te wees vir ewig, maar jy moet dit erken en bely en na hom toe draai vir hulp. Die tweede waarheid wat God hulle gee is, hy sê ek is julle losser. Ons het in 'n vorige boodskap ook na hierdie woord gekyk. Dit dra die betekenis van verlossing. Redeemer is die mooi Engelse woord. God is die een wat hulle uit die slawehuis van Egipte gelei het, hulle vry laat uittrek het met sy sterke hand. Vriende, Adam en Eva, voor die sondeval, was vry en skoon. Hulle het die tuin vir hulle self gehad, geen skaamte gehad nie, geen skuldige gewete nie, geen onrus nie. En vriende, hierdie is die toestand waarin die mens die beste funksioneer. Vry van die skuldlas van sonde, 'n skoon en gereinigde gewete. Maar Israel het sonde in hulle midde toegelaat. Sonde was altyd hulle grootste probleem. Hulle het vas begin glo, nadat God hulle die beloofde land gegee het, dat God besig is om iets van hulle te weerhou. Dat hy nie vir hulle die volheid gegee het van dit wat hulle wou, gedink het hulle moet hê nie. En daarom het hulle na die volke om hulle begin kyk, en gesien, maar hulle aanbid sulke gode, en dan kyk hoe suksesvol is hulle, en ag nee, wat kyk net, hoe gaan dit met hulle, en kyk hoe geniet hulle die lewe. Dit is ook die grootste probleem op aarde vandag. Alle probleme en ellende op aarde vandag is as gevolg van sonde. En weer eens, vriende, ons moet eerlik wees hieroor en ons moet volwasse wees hieroor. Die mens is nie inherent goed nie. Die mens is inherent boos. Ons het 'n verlosser nodig. En die mens wat in sonde lewe is ver van sy of haar potensiaal af. Die mens in sonde kan nooit gelukkig wees nie. Die mens in sonde kan nie optimaal funksioneer nie. Dis onmoontlik. Laat ek verduidelik. Tydens die sondeval het elke mens 3 dinge verloor. Ons oorspronklike geregtigheid, die morele beeld van God in ons, hy het gesê ons sal mense skape na ons beeld, en die harmonie wat tussen ons en God was. In die proses het ons 3 ander dinge gekry. Hoogmoed, 'n sondige eie wil en 'n rebelse hart. Die som totaal van hierdie 3 kan die beste beskryf word as die totale verdorwenheid van die mens. Totale verdorwenheid is die werklike toestand van elke hart, en dit is waarvan elke mens verlos moet word. En dit is die rede waarom die meeste mense op aarde nooit ware geluk sal beleef nie, nooit ware vervulling en nooit ware liefde sal beleef nie.
Laat ek 'n eenvoudige voorbeeld gebruik. 2 verdorwe harte in een huwelik kan nooit in der ewigheid 'n gelukkige huwelik tot gevolg hê nie. Hoekom nie? Want beide persone is inherënt hoogmoedig, beide persone volg hulle eie sondige wil, en beide persone het 'n rebelse hart. Harmonie en geluk is dus ewig onmoontlik. Langtermyn liefde is onmoontlik. En 'n vervulde huwelikslewe bly dus buite hulle bereik. En hierdie kragtige beginsel geld vir alle areas van die lewe. Oral is daar verlossing nodig, want oral is daar hoogmoed, die sondige eie wil van die mens en rebelse harte. Die konflik en die probleme en die seer in hierdie wêreld, wat jy in jou werksplek beleef, wat mense in hulle gesinne beleef, is as gevolg hiervan. God het Israel so geken, 'n rebelse volk, 'n hoogmoedige volk. Van sy eie volk sê God in Eksodus 32 vers 9 vir Moses: Ek het hierdie volk gesien. Kyk, dit is 'n hardnekkige volk. In Numeri 14 vers 11 sê die Here aan Moses: Hoe lank sal hulle my verag? Hoe lank sal hulle nie in my glo nie, ondanks al die tekens wat ek onder hulle gedoen het? So kwaad is God vir hulle, dat hy in die volgende vers vir Moses sê in vers 12, ek sal hulle met die pes tref en hulle uitroei, en ek sal uit jou 'n groter en sterker nasie maak as hulle. God sê ek is bereid om oor te begin, maar hierdie hardnekkigheid, hierdie hoogmoedigheid, hierdie sondige eie wil, ek is siek daarvoor. En dan tree Moses vir hulle in, die mees sagmoedigste man wat ooit geleef het, en later in Deuteronomium doen hy dit weer wanneer hy aan die Here sê, dink aan u knegte Abraham en Isak en Jakob, kyk nie na die hardheid van hierdie volk of na hulle goddeloosheid en na hulle sonde nie. Here, asseblief spaar u volk. Wat gaan die ander volke sê as u hulle uitgebring het en nou vernietig u hulle? Wat is die probleem hier? Die verdorwenheid van die mens. Die probleem in die hart van elke mens. Daarom het elke mens 'n verlosser nodig. En soos met God as ons skepper, moet ons weer eens begin by die begin. Waar het alles skeef geloop? By die sondeval. Die volgende stelling wat God maak is, hy sê, ek is julle heilige. 'n Vreemde stelling. In vers 14 sê God, hy sê, so sê die Here jou losser, die heilige van Israel, dit verstaan ons, maar dan kom hy in vers 15 en hy sê, ek is julle heilige. Waarom die verskil? In vers 14 gee God vir ons sy posisie. Ek is die heilige van Israel. In vers 15 sê hy, ek wil in verhouding met julle staan, ek wil julle heilige wees. En hier is nog 'n baie belangrike geestelike beginsel, vriende, die beginsel van heiligheid. God wou Israel as 'n heilige volk vir homself gehad het. En daar's iets wat ons moet besef hier, wat ons nie altyd mooi verstaan nie. So laat ek dit verduidelik vanmôre. As ons die tema of die term van heiligheid wil verstaan, moet ons in die eerste plek verstaan, dat net God en God alleen is heilig in en van homself. Net God. Nie eers die engele is heilig in en van hulle self nie. God is die enigste wese in die heelal wat absoluut heilig is in en van homself. Sy hele wese is foutloos en heilig. God kan nie sondig nie. Die serafs is elke oomblik om sy troon besig om dit te bevestig. Jesaja 6 vers 3.
Die een het die ander toegeroep en gesê, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare, die hele aarde is van sy heerlikheid vol. Openbaring 4 vers 18, die lewende wesens het elkeen vir homself 6 vlerke gehad, en hulle was rondom en van binne vol oë, en hulle het sonder ophou dag en nag gesê, heilig, heilig is die Here God die Almagtige, wat was en wat is en wat kom. Net God is van en in homself heilig. Alle ander wesens word alleen heilig wanneer hulle in verhouding met hom staan. Dis waarom die engele om sy troon heilig is, nie omdat hulle in en van hulle self heilig is nie, maar omdat hulle in sy direkte teenwoordigheid is. Omdat hulle aan hom behoort, omdat hulle hom dien, is hulle heilige wesens. Die engele wat hulle verhouding met God verbreek het duiwels geword. Kan jy sien hoekom ek sê, engele kan nooit in en van hulle self heilig wees nie, want hulle het die potensiaal om duiwels te word. In die Ou Testament word die voorwerpe in die tabernakel en later in die tempel die heilige voorwerpe genoem. Julle het dit al baie gelees, né? Dis ook wat Nebukadneser weggevoer het uit Jerusalem, die heilige voorwerpe uit die tempel. Hoekom was hierdie voorwerpe heilig? Was die metaal anders as in ander voorwerpe? Nee, vriende, hierdie voorwerpe was heilig, omdat dit aan God behoort het, omdat dit in God se teenwoordigheid in die tabernakel was. Die voorwerpe het heilig geword, omdat hulle in 'n direkte verhouding tot God gestaan het, en dit alleen. Dit was sy eiendom. Die allerheiligste in die tabernakel was heilig, omdat God daar was. Die ark en die versoendeksel was heilig, omdat dit in God se teenwoordigheid was. Niks kan heilig word, indien dit nie in die regte verhouding tot en met God staan nie. Die God van Abraham, Isak en Jakob, die heilige van Israel. Ek raak so geïrriteerd, as hulle na die paus verwys, as his holiness. Of na die Dalai Lama as 'n heilige. Daar's niks heilig aan hierdie mense nie, vriende. Hulle staan nie in die regte verhouding met die heilige van Israel nie. Die paus en sy hele kerk aanbid die hemelgodin. Die Dalai Lama aanbid 'n afgod. Daar's geen verhouding met God nie. Geen heiligheid nie. Heiligheid is alleen moontlik indien iemand in 'n direkte en intieme verhouding leef met die heilige van Israel. Ek is julle heilige. Alleen in die teenwoordigheid van die God van hierdie boek kan daar heiligheid wees. En God sê vir hulle, ek is julle sin. Ek is die God wat julle heilig maak, wanneer julle in die regte verhouding tot en met my staan, wanneer julle opreg en voor my aangesig volkome wandel, en julle my liefhet, wanneer julle my volg en my aanbid in gehoorsaamheid, dan word julle 'n heilige volk vir my. Daar is 6 verse in die Ou Testament waar Israel beskryf word as God se heilige volk. Ek gaan net so 1 of 2 lees. Deuteronomium 14:21 wat sê hulle mag nie aas eet nie, jy mag nie dit eet nie, want jy's 'n heilige volk aan die Here jou God. Deuteronomium 26 vers 19 dat jou die hoogste stel, dat hy jou dan die hoogste stel bo al die nasies, en dat jy 'n heilige volk aan die Here jou God sal wees, soos hy jou beloof het. In die Nuwe Testament word ons in 1 Petrus 2 vers 9 as bloedgewastes, 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom en 'n heilige volk genoem. Waarom? Omdat ons in en deur onsself iets heilig geword het? Nee, vriende, nooit. Jy en ek kan ons beste gee. Ons kan al die reëls hou. Ons kan probeer om God lief te hê met alles in ons. Jy kan jouself straf en kastei. Jy kan nooit heilig word nie. Nooit. Alleen wanneer ek in die regte verhouding met God kom, deur sy seun, dan alleen en vir die eerste keer dan
kan ek die heiligheid van God deelagtig word. Want ek is nou in die regte verhouding met die enigste wese in die heelal, wat in en van homself heilig is. Ek wil dit herhaal, daar kan geen heiligheid wees buite 'n intieme verhouding met die heilige van Israel nie. En die mens funksioneer op sy beste. Die mens funksioneer optimaal wanneer hy of sy in 'n heilige, nederige, toegewyde verhouding tot God staan. Kom ek demonstreer deur weer 'n voorbeeld te gebruik. As iemand vandag besluit, ek gaan nou goddeloos word, en ek gaan van nou af al 10 die gebooie konstant breek. Ek gaan begin begeer, oorspel, moord, steel, valse getuienis. Ek gaan my lewe 'n sepie van goddeloosheid maak, van vandag af. Vriende, kan jou waarborg, daai persoon sal binne 2 jaar, hulle hele lewe sal uitmekaar uitval, en hulle sal lewenslange gevangenisstraf kry. Hulle sal na die laagste punt toe beweeg, waar 'n mens hierdie kant van die graf kan wees. Persoon se lewe sal heeltemal uitmekaar uitval. Goed, so kom ons gebruik 'n pendulum. As die pendulum dus heeltemal oorgeswaai het na goddeloosheid toe, en dit bring die mens op die laagste punt moontlik, as ons die pendulum swaai na heiligheid toe, moet dit dus die mens bring op die hoogste punt moontlik. Kan nie anders wees nie. As goddeloosheid jou vat na die diepste plek, sal heiligheid jou vat na die hoogste plek. En dis wat ons sien in die praktyk. Mense wat in sonde lewe, mense wat goddeloos is, hulle lewens eindig in chaos. Mense wat 'n verhouding met God soek en in hom heiligheid nastrewe, se lewens eindig op 'n hoë noot. Want die mens funksioneer op sy en haar beste wanneer ons in 'n heilige verhouding met God is, soos ons oorspronklik was in die tuin van Eden. 4de plek, ek is amper klaar. God sê ek is julle koning, ek is julle koning. God was hulle regmatige koning van die begin af. Maar ongeveer 280 jaar voordat hierdie profesie gegee word die volk skielik so stout kinders en hulle sê vir God en vir Samuel, ons wil soos al die volke om ons 'n aardse koning hê. En God en Samuel waarsku julle, julle gaan moeilikheid kry. Julle begeer nou 'n verkeerde ding, maar hulle verwerp God as koning. Daar's 3 betekenisvolle verse in die verband. God sê vir Samuel, luister na die volk en alles wat hulle aan jou sê, want nie jou het hulle verwerp nie, maar my het hulle verwerp om nie koning oor hulle te wees. Samuel sê dan vir die volk in 1 Samuel 10 vers 19, julle verwerp vandag julle God, wat julle uit al julle onheile en node verlos het, en sê nee, maar jy moet 'n koning oor ons aanstel, klein lettertjie. Stel julle dan nou op voor die aangesig van die Here, volgens julle stamme en volgens julle geslagte, en dan word Saul gekies as koning. En dan van God se kant af, Samuel stel God se kant in 1 Samuel 12 vers 22, want wanneer hy vir hulle sê, want die Here sal sy volk ter wille van sy groote naam nie verwerp nie, omdat dit die Here behaag het om van julle vir hom 'n volk te maak. Hulle het hom verwerp as koning, maar God sê ek sal julle nie verwerp nie. Die res is geskiedenis. Die amper 300 jaar wat sou volg tot by Jesaja, was meer trane as vreugde, meer teëspoed as voorspoed, meer goddelose konings op die troon van Israel en Juda, en net 'n handjievol goeie konings. As gevolg van die sondeval, soos ek al in 'n vorige boodskap gesê het, is die mens nie geskik vir koningskap nie. Die mens moet onder 'n koning staan.
Die mens funksioneer die beste onder die koningskap en die heerskappy van God, om die eiendom van God te wees, veilig onder sy beskerming. En dit sien ons ook. Mense wat onder sy heerskappy leef, ja, kry ook kanker, ja, gaan ook dood, maar hulle funksioneer daarso. Daar lê 'n uitdagende terugkeer na Jerusalem voor vir die volk van God wanneer die ballingskap verby is, maar God gee waarborge. Hy sê vir hulle, ek is julle skepper. Kan ek jou vra vanmôre? Glo jy werklik met jou hele hart dat God jou gemaak het wonderbaar? Dat jy aan mekaar gewewe het in jou moederskoot? Of glo jy dat die mens kom uit 'n groot ontploffing biljoene jare gelede? Die Big Bang, oerknal soos hulle in Afrikaans sê. Daar moet intelligente ontwerp agter intelligente wesens wees. Waar kom moraliteit vandaan? Die wete van wat is reg en verkeerd. Waar kom dit vandaan? Waarom het ons 'n gewete? Nee, ek kan met vrymoedigheid vir jou sê, jy is deur die liefdevolle en heilige koning van hierdie boek geskep en jy is op pad terug na hom toe. Daar is verseker lewe na die dood, inteendeel dis wanneer die lewe eers begin. Ek is julle verlosser, ek het julle uitgelei, ek gaan julle weer uitlei. Kan ek jou vra, as jy al verlos van jou sonde, of is jy nog die slaaf van jou eie sondige natuur, net 'n verlosser nodig? Verloste mense is die gelukkigste mense op aarde. Ek het dit hoeveel keer oor en oor gesien. Verloste mense is die gelukkigste mense op aarde. En hulle sterf met vreugde. Ek is julle heilige. Is jy al in 'n intieme verhouding met God, die heilige van Israel? Heiligheid is alleen moontlik in 'n verhouding met hom. En mense wat heilig lewe hulle volle potensiaal. Onthou, die teenoorgestelde is goddeloosheid, en dit vat jou na die laagste punt moontlik. Sondaars is miserabele mense. Ek is julle koning. Is hy al jou koning, jou heiland, jou heer? Want sien, die mens funksioneer die beste onder sy heerskappy. Ons is die veiligste onder sy heerskappy. Ons is salig onder sy heerskappy. Wat God vir sy volk was, wil hy ook vir jou en vir my wees vandag. Net jammer dat die meeste mense hulle rug daarop draai. Hulle kies goddeloosheid en daarom al die ellende om ons. Terwyl daar nog geleentheid is en terwyl daar nog tyd is, laat hom toe om jou skepper te wees, jou verlosser te wees, jou heilige en jou koning. Sal nooit spyt wees nie. Kom ons bid saam. Dankie Here dat dit wat U vir hulle was soveel jare gelede en nog steeds is, dit wil U ook vir my en vir my broers en my sissies en elkeen wat die naam van die Here aanroep wees. Ons verlosser, ons skepper, ons heilige, wat ons heilig maak, en ons koning. Ag Here, ek bid vir elkeen wat na hierdie boodskap luister, wat miskien nog hink op twee gedagtes. Here, asseblief, moenie dat hulle langer uitstel nie. Goddeloosheid vat ons na die onderste dele van die lewe, Here. Goddeloosheid vat ons uiteindelik hel toe. Sal U help, en sal U daardie persone trek en lei tot by die kruis. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen.